Tog nie wat aan die rekenaar gesit moet word, en dit lyk vir my die rekenaar wil nou nie sy samewerking gee soos hy moet nie. Tinus, ek dink kom ons slaan hom dan oor, is dit reg met u, want dit lyk nie vir my ons kry die funeral march nie. Goed, ek dink ons gaan dan aan. Voor ons dan begin aan die familie baie spesifiek, al ons simpatie met Tannie Isebrand. Dit is vir ons almal 'n groot verlies. Vir ons wat hier in die gemeente betrokke is, ons wat haar gaan mis daar agter die orgel, ons wat haar persoonlikheid, altyd haar vrolikheid hier geken het, dit wat Tannie Isebrand vir die dorp gedoen het, ek dink daar is min mense wat 'n legende is soos wat sy was. Tannie Isebrand is deur die hele dorp geken, deur die hele dorp bemin. En nou moet ek ook sê, Tannie Isebrand het die dorp met 'n ysterhand regeer. Wonderlik soos wat dit was. Sy het ook vir my regeer. Ek kan byvoorbeeld onthou dat daar by geleentheid spanning tussen my en 'n predikant was, hierdie was by, hy onthou die storie. Sy het ons ingeroep en sy het dood eenvoudig vir ons gesê, nou sit julle hier in my huis en julle sorteer hierdie ding uit. Julle gaan hier uit voor dit uitgesorteer is. Dit is hoe Tannie Isebrand was. Ek het haar nou nie geken in die dae toe sy nog by die motorhawe betrokke was nie, maar hulle het beweer sy kon op 3 fone gelyktydig werk. Sy was 'n fenominale mens gewees. En ek wil regtig sê, sy is vir ons 'n skade. Ek persoonlik sal dit baie mis as ek in die oggende in die kerk instap en ek kom hier afgestap, dan sy altyd daar gesit, dan sê sy vir my, wat sê die dominee vanmôre? Dan sê ek, wag net so 'n bietjie, jy sal nou hoor wat die dominee sê. Maar daar was altyd 'n grappie en daar was altyd 'n aangename atmosfeer met Tannie Isebrand. En sy los werklik 'n leemte. Ons wil vir die gemeente sê, dit is 'n verlies en dit is 'n groot verlies. Baie sterkte en in die tyd wat kom in haar afwesigheid, die aanpassing sonder haar, baie sterkte vir julle en ons bid vir julle in die tyd. Goed. Vader, soos die oë van die diensknegte is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmagte is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op u, Here, dat u ons genadig is. Amen. Kom ons sing vanmôre as loflied, lied 163, soos 'n wildsbok.
Kom ons vra die Here om sy woord te bevestig en ons buig die hoofde. Vader, baie dankie vir die ryk lewe van 'n mens van wie ons moet afskeid neem. Dankie vir die sekerheid wat ons het met betrekking tot haar. En baie dankie Vader dat ons kan weet, sy is waarlik by U. Vader, ons wil vra dat U ons vanmôre hier sal ontmoet en sal ontmoet in besonder ook vanuit U woord. Baie dankie Vader dat ons weet dat waar 2 of 3 in die naam vergader is, U in hulle midde is. En ons wil vra dat U ons vanmôre self uit die hemel sal aanspreek en ons hier sal laat uitgaan in die wete. Ons was in teenwoordigheid van die lewende God. Amen. Ek wil vir u sê, ek gaan vir u vanmôre net een vers voorhou en dit is Jesaja 43, die eerste vers. En dit was een van Tannie Isebrand se gunsteling verse. Ons het besluit op hierdie vers spesifiek, omdat dit 'n vers is wat in haar lewe vir haar besonder baie beteken het. En ons gaan dan nou vanmôre kyk na hierdie vers en na die diepere betekenis van hierdie vers. Maar dan wil ek ook vir u sê, dat ek wil die vers met u behandel vanuit die agtergrond van die vraag. Sou dit u wees wat vanmôre begrawe is? Het ons die vaste sekerheid waar ons sou bevind? Het ons daardie vaste sekerheid dat ons in die hemel sou wees? En dan wil ek na die vers kyk en wil ek hê dat ons onsself ondersoek vanuit hierdie teks. En vra, is ek gereed om die Here te ontmoet? Ek lees vir u. Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob, en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ek gaan net vir hierdie enkele vers voorhou, maar nou wil ek vir u sê dat wanneer ons na hierdie vers kyk, hierdie vers aanleidend is tot meer wat gesê is. Ons lees die eerste 2 woorde van hierdie vers, maar nou. Wat beteken dit as ons lees, maar nou? Dit beteken iets moes vooraf gesê gewees het. Iets moes gebeur het. En dit wat gesê is en dit wat gebeur het, gee aanleiding tot dit wat nou gesê word. Nou moet ons om die vers te kan verstaan, hoor en verstaan wat is gesê en waar vandaan kom hy wanneer hy so sê. In die vorige gedeelte, dit is een lang perikoop, maar die opskrif in die vorige gedeelte aanleidend hiertoe is die opskrif 'n sondige volk en 'n genadige God. Hou dit in gedagte. Dan lees ons vers 21 tot 23. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan die gedagte hieruit kry. Ons lees in vers 21, dit het die Here behaag ter wille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot en heerlik te maak. Voor ek na die ander 2 verse toe gaan, hier het ons met God te doen. Daarna kom ons na die mens en die reaksie van die mens toe. Maar kom ons kyk eers hier. Dit het die Here behaag ter wille van sy geregtigheid. Wat dryf God daartoe om hierdie onderwysing te gee? En wat is die onderwysing so terloops? Dit is sy woord. Dit is die lering wat ons in ons hand het vandag. Dit het die Here behaag ter wille van sy geregtigheid om dit te doen. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, ek voed julle op in die weë van die Here, sodat julle in my weë kan wandel. Om die onderwysing groot en heerlik te maak. Met ander woorde, hy sê, ek stort my hart uit teenoor julle. Ek maak aan julle bekend wie ek is, ek maak aan julle bekend wat ek van julle verwag. Dis God se kant. Maar kom ons kyk nou na die ander kant. En tog, hierdie 2 woordjies sê vir my, dat ten spyte van die feit dat God dit gedoen het, toe dit by die mense en die menslike verantwoordelikheid kom, hy nie gedoen het wat van hom verwag is nie.
En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers verborge, in gevangenisse. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red. 'n Plundering sonder dat iemand sê, gee terug. Hier is die staat, hier is die toestand van die volk wat onder die onderrig is van God. Kom ons kyk net weer daarna. Dit is 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Beroof en geplunder waarvan? Beroof en geplunder van juis die geregtigheid waartoe God sy kind oproep. Hulle is almal gebonde in kerkers. Met ander woorde, die volk sit met 'n binding oor sy gees. Hierdie volk is nie in staat om uit te styg in sy geloofslewe en uit te kom by God in sy heerlikheid en om uiteindelik te leef soos wat God dit verwag nie. Gebonde in kerkers. Wat is 'n kerker? Ons kan dit in moderne taal 'n tronkcel noem. Met ander woorde, hierdie volk, God se lieveling volk, is gebonde. Hulle het nie die vryheid om hom te dien soos wat hulle sou wou nie, omdat hulle nie gehoorsaam was aan sy lering nie. Verborge in gevangenisse het hulle 'n buit geword sonder dat iemand red. 'n Plundering sonder dat iemand sê gee terug. Kom ons kry een ding net eers duidelik voor ons verder gaan. Ons kry hier 'n dubbelspel wat voor ons afspeel. Ons het die uitspraak wat Jesaja lewer oor die volk. Maar ons het in hierdie uitspraak wat Jesaja lewer oor die volk 'n baie duidelike tipe van die geestelike lewe van die volk. En waarop ek vanmôre wil fokus, is nie die volk Israel nie, maar wel die geestelike lewe van die volk. En spesifiek die geestelike lewe van ons, wat vandag hier by mekaar is. Sodat ons onsself kan weeg, sodat ons onsself kan meet, en sodat ons kan seker maak, ons is op koers met God. Vers 23, wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit ook vir die toekoms. Met ander woorde, hier kom amper 'n beskuldiging van God se kant af. Hy sê, ek gee vir julle die onderwysing, ek gee vir julle die lering, maar julle luister nie na my nie. En dit bring my in die eerste plek by die aard van die natuurlike mens. Wie en wat is die natuurlike mens? Wat ons hier lees, is nie 'n groepie mense wat afgesonder is, wat aan sekere goed skuldig is nie. Dit wat hy hier in vers 22 vir ons beskryf, as hy praat van 'n geroofde en 'n geplunderde volk, 'n volk in kerkers, 'n volk gebonde, dan praat hy van die natuurlike, ongeredde mens in sy geestelike doodsheid. Dis die staat waarin alle mense verkeer, waarin ons gebore word kragtens die sondeval, en dit is die staat waarin ons voor God staan. Dit is voor redding, voor wedergeboorte. Dit is hoe ons lyk. Met ander woorde, die mensdom as geheel is deur die sonde letterlik uitmekaar geslaan, geplunder, vernietig. En geestelik dan baie spesifiek vernietig. En die mens verkeer in hierdie staat. Dit is die norm, en die moeilikheid is, dat as gevolg van die feit dat dit die algemene norm om ons is, aanvaar ons die norm en die staat waarin ons leef, die mens wat in hierdie staat is, kan God nie bereik nie. Nie deur sy gebede nie, nie deur sy pogings nie, nie deur sy geestelikheid nie, deur niks. Hoekom? Want hy is in die vlees, en die vlees kan God nie behaag nie. Daar moet sekere goed gebeur, voor dit kan gebeur, voor hy by God kan uitkom. En die ergste van alles is, dat hierdie volk, wat in hierdie toestand is, ons met ander woorde, fisies onder God se oordeel staan. En ons kan dit nie wegredeneer nie. Elke mens word onder God se oordeel gebore, maar elke mens moet uiteindelik gered word in die proses. In die tweede plek dan kom ons by ons teks, by Tannie Isebrand se gunsteling teks. Hierdie twee woordjies, maar nou keer hier die hele situasie om.
Nou is dit nie meer die mens in sy onvermoë om God te bereik nie. Nou is dit God wat in sy almag vanuit die hemel sy karakter en sy aard aan ons openbaar en bekend maak. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep. Met ander woorde, wat kry ons hier? Ons kry hier baie duidelik die beeld, dat God die mens in sy toestand nie verbygaan nie. God sien die mens in die toestand. God erken die gevalle toestand van die mens. Hy probeer dit nie omseil nie. Wanneer hy sê maar nou, dan erken hy die mens is gevalle in sy volle wese en die mense is onbekwaam om hom te dien. Maar hy sê, nou tree ek in. En dis die wonder, en dis die genade en die vreugde van dit wat God doen. God verwag nie van my om nou seker katspronge te maak en seker goed te moet gaan regkry, om hom te beïndruk, om hom te kry, om sy hart te verander teenoor ons, of wat ook al nie. God sê, ek sien jou in jou magteloosheid, en ek kom, en ek reik uit na jou toe, en ek kom haal jou daaruit. Nou ontbloot God sy karakter vir ons so. Ek sien in Galasiërs 3 vers, of laat ek eers so sê, met wie praat hy? Ons sien hier dat hy praat met Israel en hy praat met Jakob. Is dit beperk daartoe? Baie beslis nie. Ons sien in Galasiërs 3 dat hy vir ons baie duidelik wys dat in die Nuwe Testament dit alles verander. Galasiërs 3 vers 27 tot 29. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Dis die staat waarin die geredde mens staan. Nou sê hy, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want hulle is almal een in Christus Jesus. Wat sê hy? Hy sê in die Nuwe Testament is Israel, Jakob en Israel wat in hierdie teks genoem word, ek en jy. Dis ons met wie hy nou praat. Hy gaan aan, hy sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, met ander woorde, julle is Israel, en volgens die belofte erfgename. Wat sê hy hierso? Hy sê, ek reik uit na julle toe, ek steek my hand uit na julle toe, ek kom ook na hierdie gemeenskap wat hier by mekaar is in hierdie kerk vanmôre. En ek kom sê wat ek wil sê vir julle. Maar dan merk ek iets anders op. Merk op, hy is spesifiek. Hy sê in hierdie vers, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Dis nie 'n algemene stelling nie. Hy is baie spesifiek, Jakob en Israel. Met ander woorde, jy wat soos Jakob en soos Israel uitverkore is, geroep is tot die lewe, tot kindskap, uitgesonder is deur God. Maar hier is 'n geweldige troos in hierdie waarheid. En hierdie troos gaan gepaard met 'n saak wat redelik kontroversieel raak by baie mense. Want ons kom hier by die kwessie dat God uitverkies het. Efesiërs 1 vers 4 sê hy dat hy voor die grondlegging van die wêreld reeds verkies het. Maar dan sien ons wanneer ons in Handelinge 13 kom, dat hy vir ons daar spesifieke goed sê. Handelinge 13, ek lees vir u van vers 46 af, maar ons moet eers die prentjie kry. Paulus en Barnabas het in Antiochië gepreek en die Jode het hulle verwerp. Hulle wou met hulle niks te doen hê nie. En dan volg die volgende rede van Paulus. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp het en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene. Hier kom die genade nou na ons almal toe. En dan sê hy, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u
en hierdie U is met hoofletters, so dis Christus wat hier te sprake is, 'n lig van die nasies gemaak. Met ander woorde, die genade gaan uit na alle mense toe. Dis nie meer Jakob en nie meer net Israel nie, maar die beginsel bly, die uitverkorenes van God. Sodat u tot redding kan wees tot aan die einde van die aarde. God se reddingsplan is vir ons almal. Maar dan lees ek dit. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Here geprys en daar het gelowig geword. Luister nou hier. Almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. En dit bring nou ons nou by 'n kwessie wat vir baie probleem bring, maar ek wil net vir u verduidelik. Hier is eintlik 'n ontsaglike troos hierin. Wanneer hy sê almal wat verordeneer was, is die eerste beginsel, God het op hulle sy hand gelê. Ek het reeds vir u gesê, Efesiërs 1 vers 4, voor die grondlegging van die wêreld het hy dit gedoen. Met ander woorde, God het 'n besluit geneem oor wie syne is. Sal hy nou hulle wat syne is tot redding laat kom, tot geloof laat kom, en dan op 'n punt sê, maar jy het nou te veel gesondig, of jy is nou vir my nie meer aanvaarbaar, en hulle weer los nie. Sal God 'n ewige raadsbesluit met betrekking tot my of u laat vaar, omdat ek en u faal om aan sy geregtigheidseis te voldoen soos hy wil? Nou vra ek u, die mens wat worstel met 'n bepaalde sonde, maar wat as kind van God probeer om in die geregtigheid te bly, sal God op 'n punt vir hom sê, ek verwerp jou? Baie beslis nie, nooit. Want God het sy hand op hom gelê. Wat sien ons in hierdie teks waarna ons kyk? Wanneer God sê, maar nou, so spreek die Here jou skepper, dan sê God, nou tree ek op en ek openbaar my persoonlike karakter aan jou. Nou wys ek vir jou wie is ek. Nou wys ek vir jou wie ek in my liefde, in my omgee, in my draagkrag, in my volhoudende vergewing is. En dan kom hy en hy sê, waar hy sê, ek draai myne dood, vir my eintlik so duidelik, wanneer hy daar vir my sê, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Hoor u wat sê hy? Ek gaan dit weer lees. Juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid. Wie is die voorwerpe van barmhartigheid? Dus hulle op wie God sy hand gaan lê en gesê het, jy naamroep. Oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het. Goddelike voorbereiding, dis 'n ewige goddelike besluit, en God sal hierdie besluit handhaaf in my en jou lewe, wanneer ons waarlik in God gaan wees. Dit bring my in die derde plek by God verlos. Kom ons kyk nou weer na die na sy laaste. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie. Met ander woorde, moenie bang wees vir wat kom nie. Moenie bang wees ook vir die dood nie. Want in die dood sê God eintlik, daar wag ek vir jou. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Sien u, dis verlede tyd. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. God is baie spesifiek hiermee wanneer hy dit sê. Wie verlos? God doen dit. Nie ek nie, nie u nie. Oppas vir die gedagte dat jy 'n keuse moet gaan uitoefen en dan sal God doen, en enige keuse wat jy uitoefen, kom dan onder die inspirasie en die krag van dit wat God gedoen het. Met ander woorde, God is die outeur. God wat neem, bewaar. God lei daarin en God verlos uiteindelik. Dan sien ek dat hy sê, ek het jou by die naam geroep.
jy is myne. Hoe weet ek of ek een van hulle is? Die feit dat daar iets in my lewe gebeur het op 'n bepaalde punt waar Christus aan my openbaar is. Ek kan die kennis hê, maar dis nie noodwendig 'n saligmakende openbaring nie. Ons lees oor en oor dat Christus hom openbaar. Wat is openbaring? Wat is hierdie gebeurtenis? Hierdie gebeurtenis is daardie plek wat ek in my lewe bereik, waar ek die genade van God sien en dit uiteindelik aangryp. Maar let wel, dit sien, nie net hoor en verstaan nie. Talle mense hoor die genadeboodskap, verstaan die genadeboodskap, maar dit dring deur tot die gees van die mens nie. Wanneer Christus openbaar word, breek lig deur, verstaan ek, sien ek wat ek nooit van tevore kon sien nie. Wat sien ek? Ek sien dat Christus gesterf het. Hy gesterf het vir my sonde verlede tyd, hede en toekoms en my daarby ingesluit het. Met ander woorde, ek is geregverdig. Onherroepelik geregverdig. Kom ek stel dit so, ek is in die arsenale van God se lers opgeneem waar net God mag toe het om daarin te kan delf. En ek is in hierdie arsenale beveilig. God het gesê, jy is myne, ek het jou begenadig, jou sonde is weggeneem, verlede tyd, hede en toekoms, jy is rein, jy is heilig, niks kan my uit jou hand ruk nie. Dis die staat waarin jy nou voor my staan. Nou kom ek en ek val in 'n sonde. En ek sê, Here, kan u nog 'n mens wat so gruwelik gesondig het genadig wees? En wat is God se antwoord? Hy sê, maar jy is 'n geregverdigde, onherroepelik. Jy kan nie uit hierdie genade uitval nie, want ek het jou daar geplaas. Jy is wel ongehoorsaam as kind. Jy is wel besig om te speel met die verhouding wat daar tussen my en jou is, maar jy val nie uit nie. Bely en jy word herstel, ook hierin, ook in die verhouding. Maar kind van God, eenmaal kind van God, altyd kind van God, onherroepelik. Dit kan nooit weer verander nie. En wanneer ek hierdie waarheid snap, nie net hoor nie, maar snap, en sien maar my wêreld, ek is deur God geregverdig, onherroepelik kragtens die afgehandelde werk van Christus. En let wel, hy het dit op 2 vlakke gedoen. Hy het 33 jaar regverdig gelewe namens my en jou, en sy lewe word bo op my lewe geplaas, sodat wanneer God na my kyk, hy net Christus se regverdige dade sien. En die ander ding is, die juridiese sy, waar ek skuldig staan en waar ek voor die regbank van God moet verskyn, het Christus die straf betaal, sodat ek vryspraak ontvang. En daarin is hy ook bo op my geplaas, sodat God net die geregtigheid van Christus sien. Dit kan nie verander word nie, wanneer hy my gered het, is dit waar ek staan. En dit is onherroepelik. Kyk wat sê Johannes 10, vers 27 en verder. Nou in Johannes 10 moet ek net weer sê, die Fariseërs het Jesus omring in die tempel en hulle het vir hom gesê, hoe lank hou u ons in die duisternis? As u die Christus is, sê dit ronduit vir ons. Jesus antwoord hulle terloops nie reguit nie, want Jesus weet, hulle is net besig om skietgoed teen hom te soek om hom aan te kla, as hy sê hy is die seun van God. Maar nou sê hy sê vir hulle, ek het julle gesê en julle glo nie, maar nou sê hy, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Dis 'n skrikwekkende ding om te hoor. Hy sê vir die kerkleiers van sy tyd, julle glo nie, want julle is nie myne nie. Hoekom sê hy dit? Want hulle is gelaat in hulle toestand. Kom ons kom nou net 'n oomblik terug na hierdie probleem toe. Baie sal sê, maar hoekom laat God dan sekere mense? Is dit nie onreg nie? My vriend, dit is juis nie onreg nie. As God regverdig was, is ons almal veroordeel. Want ons is almal skuldig. En dan het ons almal die hel tegemoet gegaan. Maar in sy genade kom God en hy sê, ek lê my hand op sekeres wat ek daartoe verordeneer het en ek haal hulle uit die helse straf uit en ek begenadig hulle. Nou hier het ons te doen met mense wat sy genade weerstaan het en wat gelaat is in hulle toestand. Hy sê vir hulle, maar julle glo nie
omdat julle nie van my skape is nie. God het nie hierdie werk in julle gedoen nie, daarom lyk julle so. Nou sê hy, soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Hy noem 3 goed. My skape luister na my stem. Dis die eerste. Kom ons meet onsself. Luister ek na die stem van God? Is ek gehoorsaam? Nou hoe weet ek om die stem van God te onderskei? Dit is 'n hele boodskap op sy eie, ek gaan nie daarop in nie, miskien net 1 of 2 opmerkings. Wanneer ek die stem van God moet onderskei, het hy vir my die gewete gegee. Wanneer my gewete praat, weet ek dis God. My gewete kan my vooraf waarsku, oppas, jy's op dun ys. Of my gewete kan my aanspreek en sê, jy het te ver gegaan. Wat doen ek? Ek bely en ek tree terug, sodat ek nie hierin voortgaan nie. Wat doen ek dan? Ek luister na sy stem. Die intuïsie in die mens, ek weet instinktief, 'n ding is reg of is verkeerd. Ek weet ek moet 'n plek besoek of ek moet hom nie besoek nie. Ek weet ek moet iets doen of ek moet dit nie doen nie. Daardie instinktiewe wete, dis die stem van God. En dan die duidelikste stem van God, kom altyd uit sy woord. Hy het sy woord vir ons gegee, ken sy woord, lees sy woord, bestudeer sy woord, en vanuit sy woord weet ek, wat sê God. En daarvolgens handel ek, en daarvolgens leef ek. Let wel, dis nie 'n emosie nie. Dis nie een of ander ekstase van een of ander aard nie. Dis 'n verstandelike wete en 'n kennis, en dis iets waar ek in my gewete uit my gees uit weet, wat is reg en verkeerd. Goed, my skape luister na my stem. Hulle reageer met ander woorde hierop. En die tweede ding, en ek ken hulle. Met ander woorde, daar's 'n verhouding. God ken my en ek ken hom. Hoe weet ek daar's 'n verhouding? Ek weet daar's 'n verhouding as daar interaksie is, as daar lewe is, as daar kommunikasie is. En die derde wat hy noem, en hulle volg my. Dis gehoorsaamheid. Is ek gehoorsaam? Nou wil ek weer myself amper onderbreek deur te sê, hierdie gehoorsaamheid is nie iets waarin ek myself moet knyp en sê, wees gehoorsaam nie. Dit kom spontaan, dit kom natuurlik. Hoekom? Want toe ek wedergebore is en die gees van God in my kom woon het hy die lewe en die natuur van Christus in my kom plant. En toe hy dit gedoen het, is my wil verander. Nou wil ek die geregtigheid. Nou streef ek na die geregtigheid. Nou jaag ek die geregtigheid na. Dit is my aard. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is nuutgebore. Ek is uit Christus gebore. Die natuur van Christus leef nou in my. En dan sê hy met betrekking tot hierdie mense dit. Hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Herken jy hierdie eienskappe in jou lewe? Dan weet jy is veilig in die hand van God. Vertrou jy onvoorwaardelik op die feit dat toe Christus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, is die straf volkome gedra. Kan ek rus in hierdie geregtigheid wat hy vir my verwerf het? Sal hy my nooit weer daar uitwerp nie? As hy dit vir my gegee het, is dit myne onherroepelik. En dit is vir elkeen van ons. Ons moet dit net sien, en wanneer ons dit sien, moet ons dit aangryp en dit ons eie maak. En die oomblik as ek dit my eie maak, dan het ek deel daaraan en het ek onherroepelik deel daaraan. Maar hy gaan nog verder. Hy sê, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Nou wat sê God? Kom ons kyk weer na ons teks. Maar nou, so sê die Here jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Verlede tyd, ek het jou verlos. Sien jy dit? As jy dit sien, is dit joune. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Staan jy in hierdie verhouding met die Here? As jy in hierdie verhouding met hom staan, is dit joune. Glo dit net. Wat is saligmakende geloof? Saligmakende geloof is daar waar ek tot hierdie ontdekking gekom het van 'n afgehandelde werk.
en waar ek daarop staan, waar ek op geen eie vermoë, eie prestasie, eie geregtigheid, enige iets wat ek self doen staan nie, maar suiwer op die feit, hy het my verlos. En hier kom Jesus, en hy gee dit vir my in 'n dubbelsin. Hy sê, ek gee jou die ewige lewe en niemand sal jou uit my hand ruk nie. En hy sê, die Vader wat my jou aan my gegee het, gee jou die ewige lewe en niemand sal jou uit die hand van my Vader ruk. Met ander woorde, dis onherroepelik vas vir die mens wat eenmaal verlos is. Nou is my vraag onmiddellik, identifiseer jy hiermee? Kan jy sê, dit is myne, ek het hier aan deel? Want dan is dit inderdaad onherroepelik so. Kom ons kyk in die laaste plek dan, die hart van God jeens hulle wat aan hom behoort. Ek sien in vers 2 en 3, as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus as Skeba vir jou. Hy sê as dit ware, wat nou voor lê, vir jou wat waarlik binne die saligheid verkeer. Ek gee letterlik alles wat ek het, om jou te bewaar vir die dag wanneer jy voor my troon verskyn. Ek sal jou bewaar, ek sal jou lei, ek sal jou in die genade hou, sodat jy daar nie uitval nie. En al kos dit my, ek sal dit steeds doen. Want kyk wat sê hy hier in vers 3, die laaste deel. Hy sê, ek het Egipte gegee as losprys vir jou Kus en Skeba in jou plek. Nou weet ons, dis heidene nasies wat hier ter sprake is. Wat sê hy met ander woorde? Hy sê, as jy in hierdie verlooi staan, jy is 'n uitgesonderde uit die massa, jy is individueel kragtig, jy is, ek kan net sê, uitgesonder, jy is spesiaal. Ek het jou uitverkies voor die grondlegging van die wêreld al, onherroepelik. Wat 'n ongelooflike troos vir die mens wat kan identifiseer met dit wat hy hier sê. Nou, dan kom ons by vers 4. Hy sê, omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou liefhet, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Kry u 'n indruk, wat is die kind van God, ware kind van God werd vir God? Wat is sy liefde? Tot watter uiterstes hy gaan? Ek gaan die vers weer lees. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou liefhet, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Jy's kostelik, jy's hooggeag, maar moet nooit dat dit vir jou 'n rede word om in jouself te roem nie. Hoekom is jy dit? Want God sê, maar nou so sê die Here jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Jy is kostelik, want God het besluit, jy is kostelik. Wat is ek? Ek is 'n elendige skepsel, wat genade smaak. En in die proses waar ek genade smaak, waarmee is God besig? Hy is deur die uitgieting van sy genade besig, om homself te verheerlik. Ek word bloot die voorwerp, waardeur hy homself verheerlik. Sondaar, maar kostelik. Dit was smagtend na 'n heilige lewe, en reeds volmaak heilig. Smagtend in dit wat ek doen, om uit te kom by dit wat God van my vra. Maar ek is reeds daar, want God het my daar gebring, kragtens die afgehandelde werk van Christus. Hoe doen hy dit? Efesiërs 2 vers 1. Julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes. Waar het hy my lewend gemaak? Hoe het hy my lewend gemaak? Die dag toe ek tot die ontdekking kom, van my eie sondige aard en my eie verdorwenheid, was dit God gewees wat gekom het en wat 'n nuwe werk kom doen het en wat in die proses sy gees in my kom uitgiet het. En hierdie werk van die gees het in my die insig gebring
om sekere goed te verstaan wat ek andersins nooit kon verstaan nie. Hy het my kom lewend maak, hy het vir my die krag gegee daartoe. Hoe lyk so 'n lewe? Ek sien in Johannes 14, daar die kosbare laaste gesprek wat Jesus met sy disippels voer, dat hy praat oor die Heilige Gees wat hy gee. Wat sê hy oor die Heilige Gees? Hy sê dit met betrekking tot die Heilige Gees wat nog nie uitgestort is op hierdie stadium nie. Ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, trooster met 'n hoofletter, pratende van die Heilige Gees, om by julle te bly tot in ewigheid. En nou noem hy hom. Hy sê die Gees van die waarheid, maar nou noem hy twee pole, die wat hom het en die wat hom nie het nie. Hy sê die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoekom sê hy so? Want dit is nie in my en jou hand om hierin te handel nie. Dis God in sy soewereine barmhartigheid wat sy hand na my toe uitsteek, sodat ek die genade kan vat. Dis suiwer 'n werk van God, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Wat het ons hier? Dit bring my terug by wat ek gesê het. Kan jy werklik getuig dat jou oë oopgegaan het, dat jy sien, dat jy die genade sien, dat dit tot jou gees deurdring, of is dit vir jou 'n intellektuele kennis? Solank as wat dit bloot intellektueel is, het dit vir jou geen waarde nie. Maar wanneer jy sien, is Christus aan jou openbaar, dan breek die lig deur, dan sien jy baie duidelik. Nou sê hy met betrekking hiertoe, wat hulle nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Hierdie eienskap van die deurbraak van die lig in hulle lewe het nie gekom nie, dit het nog nie deurgebreek nie. Maar julle ken hom, nou praat hy met sy disippels, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat gebeur met die wedergeboorte? Die Heilige Gees kom woon in my. En wat gebeur as hy in my kom woon? Ek word vernuwe tot 'n radikaal nuwe skepsel. 'n Skepsel wat die geregtigheid van Christus soek en najag met alles wat in my is. Ek wil afsluit. God is ook 'n verbondsgod. En ek haal dit spesifiek dan ook uit hierdie teks uit. Ek sien in vers 6, hy sê, ek sal aan die 5:6, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Die kenmerk van 'n verbondsgod is dat hy deur die uitoefening van sy verbond ook die nageslag insluit. En hier gee God die versekering dat vir hom wat waarlik gered is, ook sy nageslag ingesluit by sy naam. Net so terloops, dis waarom ons die kinderdoop het, omdat die kinderdoop juis getuig van die genade. Maar nou, wat is die verbond? Die verbond is 'n eensydige kontrak wat God met my en met jou sluit, waarin hy sê, 'n kontrak het twee kante, my verantwoordelikheid en God se verantwoordelikheid. En hy sê, jy kan nie jou verantwoordelikheid nakom nie, want jy's 'n gefalle skepsel. Ek kom albei se kant na, en ek het dit in Christus reeds gedoen. Nou rus jy in die feit dat ek sê, ek sluit met jou 'n kontrak, en ek kom hierdie kontrak 100% van albei kante af na. Waar plaas dit my? Dit plaas my op die plek waar ek rus in die werk wat afgehandel is. Ek glo dit, en wanneer ek dit glo, dan beerwe ek die ewige lewe. 'n Enkele teks nog. Ek sien in Jesaja 59 vers 21 met betrekking tot die verbond. God sê, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. En dan kom hy by die nageslag, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Ek maak klaar. Tannie Isebrand se vers. Maar nou, so sê die Here jou skepper o Jakob, en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Glo jy dit? Ervaar jy dit?
beleef jy dit, dan het jy niks om te vrees wanneer jou dag kom, wanneer jy Christus tegemoet moet gaan nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir u reddende genade. Dankie vir die feit dat ons ook die ewigheid tegemoet kan gaan met hierdie sekerheid, dat as u ons gevat het, u ons nooit weer los nie. Dat ons sekerheid rus, nie in ons en wat ons doen nie, maar in 'n onfeilbare God. Verheerlik daarom, Vader, asseblief u naam, ook in dit wat u in ons belê, en gee ons die genade, om in die geloof hierin te kan wandel en te kan staan. Amen. Kom ons sing dan. Ons sing die tweede lied op die blaadjie, lied 292, my enigste troos. Van die Here en dan sit ons daarna weer. Vader, ons vra u dan om die genade van ons Here Jesus Christus, om die liefde van God ons Vader en om die gemeenskap van die Heilige Gees om met ons te wees en te bly. Amen. Ons wil dan nou oorgee aan Pierre de Tooy, die skoonseun, sodat hy vir ons die bedankings en die boodskap van die familie kan bring. Baie dankie, Pierre, waar is jy? Dink hy's reg. Goeiemôre. Allemaal, dankie dat julle hier is. Ek dink ons moet seker maar begin deur dankie te sê vir die Here vir die wonderlike. Die afgelope 5 dae sien daar die woeste wind gewaai en die trek. Vir hierdie mooie dag wat ons het. Die wind het gaan lê. En soos ons maar Israel ken, ek dink jy nie saam mee te doen. Ek het die tamelike langlees van bedanking stel geen uit die harte. Eerstens, Dr. Donker, Oma se plaaslike dokter,
altyd daar vir haar gewees, bygestaan en versorg soos wanneer dit nodig was. I think as you 1 in a million, Doc, you and your wife Aisha, Oma loved you, respected you dearly. Thank you to you and to your staff for the care and the love bestowed towards Oma. Dr. Francois van die Kerk, Oma's de dokter in Newcastle. Dankie vir alles, jou bystand en sagte hande, wat Oma so liefdevol behandel het. Ook die gade, Veronica, wat ongesien het na Oma's liggaamlike en fisiese pyn toe sy uitgekom. Gert Diedericks van Appel, dankie vir die waardige en eerbiedige hantering van Oma so jou dienste hier bedank. Utrecht, hervormde kerk, ons oprechte dank aan julle, Tinus en Susan Grobbe, die kerkraad en lidmate. Dankie vir julle teenwoordigheid in Oma se lewe. Sy was 'n moralist by die kerk gewees, soos julle woorde sê. Nog nie klaar. Sy was moraliste Sondag, was haar hoogtepunt, God geloof, geprys, die sang en Bybel lees, sodat sy altyd op leer is. Meneer Daniel, dankie vir die besondere diens en boodskap. Ian Oma het 'n special geloofsjourney gehad. En dis baie belangrik is wees. Julle baie gedagtes en insig gedeel. Dankie daarvoor. En Kerk, Utrecht, ons regte dank vir die gebruik van die saal, wat op later na sal gaan, as ook vir van die verversings wat voorgesit. Dit is onder leiding van Felicia en Amstel. Moralistus Chantal, ek het 'n boodskapie van Oma, dankie my kind, sê sy. So het ek jou ons geleer. Hier het personeel, de leiding van Jolandi, Margriet, wat betrokken was met die voorbereidings en redelings, as ook iedere jaar daar wat deel gehad in Oma's leven. Die blomme, julle sien hoe prachtig dit is, baie dankie en Louis Duquesne, vir die prachtige blomme. Johannesburg is heel trots, ons kan dit sien, soos altyd word opregte. Marissa, dankie vir die begrafenisbrief, wat jy so deeglik en uiters besonder saamgestel het. Isabel sê, baie dankie vir die Jezus. Spaar Utrecht, baie dankie ook vir die voorbereiding van die professors. Dan afslaan Hoogstad, al die afslaan maatjies. Dankie vir julle warme liefde, julle sorg en vriendskap, dat julle altyd saam met Oma gedurende die Leti, Talien, Tarina, Johanna, Luso, Luriel, Juriki en Amber. Dankie vir julle. En al wat boodskappe oproepe, WhatsApp en kaartjies aan Middeleie gestuur het, sover in Nederland en in Amerika. Thank you to those English guys who arrived halfway across the world from America, South Carolina. I show you respect. Appreciate it. Allemaal wat belangrijk is in de versen gesteld van die familie, dankie ons gaan voor de weekje aan. Allemaal hier teenwoordige dag en wat deel is van die stroomsdienst, wat het dan nog ingespreek vir die voetspore wat Oma se lewenspad. Aan die Utrecht gemeenskap, ons ma, Oma Gloetjie, was woonagtig hier vir 70 jaar. Hy was 'n groot boom wat menigte skade gebied en skade gegooi. Besondere dank aan Vaitjie, Estelle, John, Derek, dat julle altyd daar vir Oma was. Ook aan Johan Flik en sy span, sonder die bystand sal my dit nie kom. Dankie aan die gemeenskap. En as daar Oma sê, helpende handspan, is die eerste woord wat ons kan kry met mekaar te sit. Jullie, dankie en besonder vir die onbaatsigtige gewilligheid en liefde en die oeverdienst wat jy al die jare gelewer het. Seker die beste oeverdienst in die wereld. Oma het nou dankbaar. Dit is genoem jullie special bonding time. Ati,
check op hom altyd. Jou kindertjies, die baie koop by jou saam ete. Die sorg aan mamma en die toon, dat jy is nou hier nie. Jy is regtig baie spesiaal. Glorie, Mongani, dankie dat julle eerbare en liefdevolle diens aan God is kosbaar vir ons. Julle het 'n groot deel van die dag saam aangewees, baie gelag, ek dink te veel roomys geëet, kerk geluister, en dan was daar ook 'n bietjie te werk. Ek dankbaar aan wat die name reg kry. Gladys, Tande, Arika, John, Busi, Andreas, Erna en Tumor. Julle teenwoordigheid in ons lewe. Dankie vir julle sorg en liefde. Saam met Stanley en Angela. Dankie is 'n klein woord, maar met 'n groot hart. Julle sal dit staan. En dan van die kinders, van Israel, van Caroline, van Marianne. Dit gaan ons dierbare sussie Rebel en jullie op zwaar besom. Terwijl jullie, Luso en Nuluki, dank je voor je onwaarschijnlijke zorg en liefde aan mij. Ja, voor 20. Jullie heeft ons wat ver was, wat achter dat zacht op, en die winter, en partij dat wat wil. En die zie je voor die aflevering. Als gewoon wereld, de andere klaar. Juist goed. Aan. We hebben ons dierbare broeders, ook Anita en Schoonse, dankie dat jij altijd op jou kon scheren. Dat je altijd je woorden was aan het leren, je op je lijst aan het hart, in Maria. Lel, je waarde is ver voor het praten. Enige persoon dat ek met genoos nie, ek sluit nie meer af. Ons sê dankie vir die betrokkenheid en oma sê. Ek sluit nie meer af. Met die drama. Ek het my asem gekry. Anders ek gevra, namens die familie, iets te sê en te bring. En toen ik gevraagd heb gewonnen hoe de Joodse player iemand zo wijzen naar de overweg in het papier. Weet je niet. Pak je voor je voorbeeld. Dat had iemand afscheid van mij, een bijzondere vrouw, Isabel van de kerk. Geliefde ma, oma en oma groeit. Kijk van mij, ook mij ma. Mijn ma door 20 jaar geleden. Ik heb 20 jaar dat zij mijn ma. Zij heeft een grote rol in mijn leven gespeeld met mijn vader. Die mooie, rijke ouderdom van 92 jaar bij haar die jaren is zij een leven geleerd dat werkelijk betekenis. Zij heeft diep storen dat en niet terecht, wat ik zo te zeggen, hele leven doen. Maar Isabel was iemand dat altijd daar was aan het. Zij is zo weg. Hij is zo met grote deelers, mensen geld en nood was. Hij van haar goedheid, van die dadigheid, baie die dadigheid. Het gebeur zonder dat anderen het daarvan geweten. Niet voor herkennen of haar handen klap nie, of het grootheid nie, maar het liefde, meer goedkoop en oprecht. Nog één. Maar kinders en kleinkinders wat zijn enorme vieringen. Met dat is kinders aan ongelooflijke goede kinders doen. Bijstand, advies en liefde. De zeker het grootste geschenk aan haar kinders is de liefde te leren. Haar geloof als die hoeksteen van haar leven tijdens de diepgelovige christen. Het naam en Heer gegeven, maar geloof als een rots, anker en alles wat hij gebeurt. Ik wil ook een grapje vertellen, dit is misschien rustig in te brengen.
Sy het besondere talente gehad. Die klanke van 'n orgel en klavierspel, die menige hart, veral in hierdie kerk. Ek sal onthou een of twee keer wat maak kuier in die Kaap, en baie gebeur en dit het wel gebeur. Ek saam met hulle nog 'n kerk toe gegaan. Hulle het 'n operasie gehad, ek kon nie gaan nie. Ek het maar kerk toe gegaan, maar as hier is 'n persoon in die kerk met 'n hoed, almal het daar gesien. Jy het twyfel. Na die kerk het maak ons sit in die voordeur, daar vier en so vier gespeel, daai klanke weer my klein oor area gegaan. En die kinders het gekom, die bure het kom vra, "Joos, wat is dit? Wie is dit?" En ek kon trots sê, "Dis my ma, my skool." Dit is klanke. Dat is toch. Ek wou kon jy niks meer in die garage nie. Sy in die garage gaan, hy is te vuis. Sy in die garage was maar sy speelgoed. Ek kon karre verkoop, sy kon in die garage en sy toen moest ken. En ek dink menige Mercedes-Benz franchise oor die jare, selfs oor die jare, garage van die jare, verkoop oor Mercedes, maar sy naam. En haar reis wat sy aan te kok, sou sy maak, ek trouw maak, nou nog sou sy. Sonder enige formele opleiding, ek dink wat my IJzerbrand op stormende taal van my hele jaar. Sy het nie net die liefde vir kos maak gehad, maar sy het ook daai kennis vernuf aan kinders en die oorgedra. 35 jaar gelede het my IJzerbrand gesê, hier kom die somming van die Kaap af, les weer by een van haar dokter. As jy weet, ek kom in die Weskus af, sy het my speciale cirkel tussen haar wat op die kiebe lees. Dit is by Frans van haar, prachtig. Ek wonder, nie net altyd goeie nuus nie altyd blomme en rose nie, maar was ook ongelukkige tye om ding terug. Die vriesame honde wat maak, aan die motorkant. Al druk terug, as ek hier weer na die tyd, handige aanramming wat na die eie huis gehad het. Sy het wat gestof, dis vir die Here gegee. Saam sy dat Here niemand van en die project, maar ek ga vast op die project. Saam sy dat leren met vaderlijk, het hulle diep spore gedaan in die dorp. Hulle het nie net 'n lewe saam te bou nie, maar iets besonders geskep. 'n legendarische, historische teenwoordigheid in hierdie dorp. Dit is een van die grootste die wat jy weet nie, antieke motorversamelings in Suid-Afrika opgebou. Dit getuig van hulle passie, hulle toewyding en hulle samewerking. IJzerbrand het 'n groot invloed gehad op die gemeenskap in die kerk. Dit sal seker vermis word. Nie net deur die familie nie, ek is seker dit is wel waar die praat, maar die almal op die lewe sy aangeraak het. En dat ek veel verseker, sy het baie lewens aan. Soms openlik, soms stil en onbekend, maar altyd met liefde. Ons hart is zwaar vandag, maar ook vol dankbaarheid. Dankbaar vir die jare wat ons saam met haar gehad het. Dankbaar dat sy ons gedoen het, ons geleer het en ons beteken. Ons aan het einde. Maar ons vind troost in die wete dat sy nou weer sal gaan neem. Aan ons familie. Baie dankie. Respecteer. Amen. Plesier. Ja, ek weet nie of dit gepas is nie, maar ek wil net een ding byvoeg by dit wat jy hier gesê het. Ek praat Saterdag met iemand oor haar afsterwe. Dit was 'n musiekstudent van haar in Volksrus, toe sy 'n jong vrou was. En sy was blykbaar orgeliste ook gewees daai jaar, is nog voor sy getroud is. En sy vertel vir my, toe sy agter die orgel gaan sit, ontdek sy het nie hoed op nie.
En daai jare het hulle hoene en wit handskoene gedra. En sy het die handskoene mooi van haar hande afgehaal en sy het hulle op 'n sekere manier geknoop, die vingers gevleg en oor haar kop gesit en toe het sy 'n hoed. Kosbaar. Goed, volgende wil ons vir Lenel aan die woord stel met 'n brief wat sy wil voorlees. Thank goodness for this because I have a soft little voice. Okay, I'm doing this in English because I would like my cousins, Chris and Lister, to understand. It's so strange to be here today. Let's see, I'm sitting there. Okay. Bear with me, please. I don't have 5 minutes, but bear with me. My heart is shattered today, just like yours. My best friend, inspiration, my dearest Oma Sina is Sabrina. I'm going to miss our hour-long calls about anything or everything. I'm going to miss hearing you sing happy birthday to me next month over the phone. It was truly something special to me every single year. You made me the woman I am today. And you're the reason that I love God as deeply as I do. I'm so grateful you chose me to be your granddaughter. You were one of those rare people who made everyone around you better just by being yourself. A classically trained opera singer, a music teacher who shared your gift with so many, and a woman who, alongside Oprah, built something truly remarkable together. Thank you for creating such an amazing family to be a part of. We would quite literally not be here without you. But beyond all of that, what I remember most is how you made people feel. You gave to your community without keeping score. You reminded me of what actually matters in life. You were positive in the truest sense, not the performative kind, but the kind that steadies you when everything feels uncertain. And you were a fashion icon. Always. Who else would slip me 10 around every time I wore ripped jeans just because you felt sorry for me? You loved your W123. And we are fully convinced those thumb marks were never yours. It was definitely someone else. God has the best of the best in heaven now. I will spend every day trying to live the way you did. And I just know you and Opa are cruising up in heaven in a classic mode, listening to Paparazzi with Mufasa in the backseat. Exactly as it should be. It's all we need to get. I love you endlessly. Dan wil ons nou geleentheid gee, geleentheid gee vir mense om hulle ervarings te deel. 'n Paar mense, nie meer nie. Kanselleer ons dit. Goed. Ja, sit die klank dan af. Dan lyk dit vir my ons is min of meer deur die verrigtinge. Tinus werk, hy kan ons die laaste lied speel. Kom ons probeer. Jammer gehad, dit is 'n ongelukkige tegnologie wat ons op die steek slaan. Ons net Of hulle iets uitdruk.
Nee, dit lyk nie vir my so nie. Nee, goed. Dan wil ons net die draers aankondig. Wimpie van die Kerk, seun, Yuri Bester, skoonseun, Peer de Tooy, skoonseun, Christopher Liebenberg, kleinseun, Yuri Bester, kleinseun, Stanley de Klerk, familievriend, en Lister Liebenberg, kleinseun. Ek sien Wimpie van die Kerk. Wimpie, is dit reg? Is dit reg so? Goed. Dit wat die draers betref, en dan net die reëlings vorentoe, ons gaan dan nou graf toe, maar dan na die graf gaan ons NG Kerk moedergemeente toe, waar die verversings vir ons aangebied sal word. Ons ruimte is 'n bietjie beperk hierso. En daarmee maak ons dan klaar. Kan ons vra dat die familie dan weer uitbeweeg en daarna kan ons opstaan en uitbeweeg.